ons is baie bly dat julle saam met ons kan kuier vanoggend. Ja, ons is hier by Doxa Day Kids en ons wil hê ons julle met die oggend sommer saam met ons geniet. Al is julle dalk nie by die kerkstel nie, glo ons julle is daar by die huis lekker warm aangetrek. Tannie Rolandi, jy lyk sommer snaaks vandag. Waarom lyk jy so? Lyk ek snaaks vir jou? Ek dog ons is dan besig met om 'n soldaat vir Jesus te wees. En ek dink 'n soldaat moet mos 'n hoed op hê en warpaint. Kyk my mooi warpaint. Ek dink nie dis die regte outfit daar nie, Tannie Rolandi. Nee. Ag nee. OK, maar kom ons begin deur eers gou 'n bietjie saam te sing. En dan Tannie Jolandi, dan kyk ons hoe sê die Bybel moet ons aantrek om 'n soldaat te wees. Ons gesels oor om reg aangetrek voor God te staan. So sing gou saam met ons hierdie liedjie net daar waar jy is. Our struggle is not against flesh and blood. It's against the powers of this dark world. I'm a soldier. Therefore put on the full armor of God, so you can stand your ground. I'm a soldier in the army of the Lord. I'm a soldier in the stand your ground. I'm a soldier in the army of the Lord. I'm a soldier in the army. I got my war clothes on in the army of the Lord. I got my war clothes on in the army. I got my war clothes on in the army of the Lord. I got my war clothes on in the army. I'm a soldier in the army and the army of the soldier in the army. I'm a soldier in the army of the army of the soldier in the army. I got my breastplate on in the army of the Lord. I got my helmet on in the army. I got my sword and shield in the army of the Lord. His truth is marching on. Bring it on. I'm a soldier in the army of the Lord. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army of the Lord. I'm a soldier in the army. I'm a soldier. Left, right, left, left, right, left. I'm a soldier. Left,
Sjoe, Tannie Jolandi, dit was nou 'n awesome liedjie. I'm a soldier in the army of the Lord. So ek het nou gesien dat mense dan nou sulke camo klere aan het, en ek sien so 'n mannetjie wat al die lelike goed stik en skop. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel, wat ons alles moet aantrek. Laas week het julle geleer dat ons 'n gordel van waarheid moet aantrek. Wat beteken dit nou weer? Dit beteken 'n belt om jou broek bo te hou. Wanneer jy wil gaan veg, moet jy 'n groot sterk belt aan hê. Maar jy hoef nie elke dag 'n fisiese belt aan te sit nie. Ons hoef net die waarheid te praat. Vandag kyk ons na 'n borsharnas van geregtigheid. En 'n borsharnas van geregtigheid is 'n baie groot woord. Dit beteken om reg aangetrek te wees voor God. So dis nie iets wat ons fisies aantrek nie, maar dit is ietsie wat ons in ons geestelike lewe toepas. Die harnas beskerm ons hartjies teen sonde, seer en skaamte. So as ons iets verkeerd gedoen het, kan ons God vra om ons te vergewe en dan beteken dit ons het hierdie borsharnas aan. Ons hoef dus nie te luister as ander nie die waarheid praat nie. As leuns na ons toe kom, hoef ons hartjies nie seer te kry nie, want ons het God se borsharnas van geregtigheid aan. Jesus self was ook een keer in die woestyn versoek. So kom ons kyk gou hoe lyk hierdie wapenrusting. Liewe Jesus maak van elkeen van ons soldate. Ons leer van sy wapenrusting. Om jou volle wapenrusting aan te hê, het jy die helm van verlossing nodig. Ook het ons laasweek geleer van die gordel van waarheid. Die gordel van waarheid beteken dat Jesus ons help om altyd die waarheid te praat. Ons het ook 'n harnas van geregtigheid nodig wat vandag se lesie is. Hierdie borsplaat van geregtigheid beteken om reg voor God te staan. Ons het vandag leenballetjies hier. Nou 'n leenballetjie is iets wat iemand vir ons sê. Maar Hierdie leenballetjie sê dat Lukas nie goed genoeg is nie. Wanneer hy 'n harnas aan het, kan die leuns nie by sy hartjie uitkom nie. kan jy op my skiet? Ja, en dan skiet ons met daai leuns. Hier kom hy. Ja. En hoe voel jou hartjie? Reg. Is jou hartjie reg? Dagerol. Mooi, want die harnas het jou beskerm. So as ons reg voor God staan met 'n harnas aan, kan geen leuns by ons hartjie uitkom nie. So hierdie borsharnas beskerm ons. Ons hoef nie na maatjies se leuns oor ons lewens te luister nie. Ons hoef nie na Satan se leuns te luister wanneer ons verkeerd gemaak het nie. Al wat ons hoef te doen is om ons sonde te bely en daardie borsharnas beskerm dan ons hartjies. En dit is belangrik dat jy oorlog toe gaan met 'n borsharnas aan. So kom ons kyk gou na 'n videoetjie van waar Jesus self ook een keer in die woestyn geloop het en Satan hom kom versoek het. So die duiwel het gekom, jokstories vertel vir Jesus. En kom ons kyk wat het Jesus toe gedoen, want Jesus het die volle wapenrusting van God aan. So kom ons kyk hoe dit met Jesus gebeur terwyl hy toe in die woestyn geloop het. Die Heilige Gees se krag was by Jesus toe hy van die Jordaanrivier afgekom het. Die Gees het hom toe na die woestyn gevat. Daar het die duiwel hom 40 dae lank getoets. Jesus het in daardie hele tyd niks geëet nie. Toe die 40 dae verby was hy baie honger. Die duiwel sê toe vir Jesus: "Jy is mos die seun van God, sê vir hierdie klip om in brood te verander, dan kan jy dit eet." Maar Jesus antwoord: "Die Bybel sê, 'n mens lewe nie net van brood nie.
God se woord is belangriker as kos. Die duiwel maak toe 'n ander plan. Hy vat Jesus teen 'n berg op en wys hom al die lande van die wêreld. Toe sê hy vir Jesus: "Ek gee jou al hierdie lande saam met die mense wat daar bly, want hulle behoort aan my. Maar jy moet net gou een ding doen. Buig voor my. Bid tot my as jou God." Jesus het geweier. Hy antwoord: "Die Bybel sê, jy mag net die Here as jou God aanbid. Jy moet hom alleen dien." Hierna vat die duiwel vir Jesus na Jerusalem toe. Daar het hy hom op die hoogste punt van die tempel laat staan. Hy sê toe: "As jy God se seun is, spring hier af. Jou Bybel sê mos God sal vir sy engele sê om jou op te pas. Hulle sal sorg dat jy jou voet nie teen 'n klip stamp nie." Toe antwoord Jesus: "Ja, maar daar staan ook in die Bybel, jy mag nie verkeerde dinge van die Here jou God vra nie, dan maak jy sy hart seer." Die duiwel het teen Jesus verloor. Hy het pad gegee en Jesus uitgelos. So, maatjies, Jesus het ook een keer, Jesus het ook een keer versoeking in die woestyn deurgegaan. Wie het vir Jesus die leuns kom vertel? Kan julle vir my sê, wie het vir Jesus die leuns kom vertel? Tannie Rolandi, is dit nie die duiwel nie? Ja, die duiwel het vir Jesus kom jok. Hoe het Jesus geweet dat hy vir hom jok? Jesus het dit net geweet omdat hy die Bybel geken het. Hy het presies geweet wat die regte woorde was wat God gesê het. Ons moet ook ons Bybel so goed ken, want dit is ons swaard. En wanneer ons dan die Bybel ken, dan staan ons ook reg voor God aangetrek om hierdie harnas aan te hê, wat ons hartjies kom beskerm. Wie het vir Jesus gehelp? Ek glo Heilige Gees het vir Jesus gehelp, en hy help ons ook elke dag. Heilige Gees leef in ons hartjies, en dis daai sagte stemmetjie, wat vir jou slim planne kom gee. Waar het Jesus geleer wat God se waarheid is? Hy het dit by God die Vader self geleer. En waar leer ons dit vandag? Ons leer die waarheid vandag in God se woord. Ons lees die waarheid en ons leer dit en ons dra dit in ons hartjies saam. Wat beskerm nou weer ons hartjie, julle? Die borsharnas, Tannie Rolandi. Dis reg. Die borsharnas. So hier is ons prentjie van vandag. Dis in die link wanneer jy na hierdie YouTube videoetjie kyk. So as mamma en pappa bereid is, kan hulle dit vir jou uitdruk en dan kleer jy vir ons hierdie pragtige borsharnas in waar jou hartjie agter die borsharnas wegkruip en beskerm word deur Jesus se waarheid en deur Jesus se liefde vir jou. So ons gaan nou 'n versie leer. Tannie sal hom weer op die einde aansit, maar ek gaan nou eers stop sodat ons kan sien Tannie Jolandi gaan ons help om hierdie versie te leer. Die maatjies wat laasweek by kerk was, het ook alreeds hierdie versie geleer. Okay, maatjies, die versie van vandag is uit Filippense. So jy vat jou handjies en jy maak vir jou lekker oortjies. Filippense, dis soos 'n perdjie se oortjies. Filippense, dan wys jy met een vingertjie, dan sit jy dis nommer 1, dan sit ons 2 handjies op mekaar wat sê vers, en dan maak jy 2 vingertjies so vir 11. So ons sê Filippense 1 vers 11. Dan sê ons, ja, Jesus gaan ons help om baie dinge te doen. So dan wys jy met jou vingertjies dat jy kan wys dat jy God gaan prys en hom gaan dien. Kyk, kom ons doen dit nog een laaste keer, nee.
OK, Filippense 1 vers 11. Ja, Jesus gaan ons help om baie dinge te doen sodat ons vir mense kan wys dat ons God prys en hom dien. Dankie Tannie Rolandi. Dit was nou baie goed. Dankie Tannie Jolandi vir daai versie wat ons geleer het. Maatjies, en dan sit ek weer die prentjie vir julle op. As mamma en pappa 'n printer by die huis het, dan kan hulle hierdie vir jou uitprint. As jy nie 'n printer het nie, kan jy sommer enige ou boks vat en vandag vir jou 'n borsharnas maak. Een wat jou hartjie kan beskerm wanneer jy in die oorlog is. Ons hoop julle het 'n heerlike weekie verder en dat julle regtig die Here se teenwoordigheid beleef. Tot volgende week maatjies. Tata. Tata.